Goeiemôre en baie welkom by ons aanlyn diens vanoggend. Dis weer eens vir ons voorreg om saam met jou te kan kuier rondom God se woord vanoggend. Vanoggend begin ons met 'n 5 weke reeks waarin ons gaan kyk na Psalm 139. En ons noem hierdie reeks dan die beste verhouding ooit. In Psalm 139 kom koning Dawid en hy vertel vir ons iets van sy verhouding met die Here, maar meer as dit, die Here se verhouding met hom. So oor die volgende 5 weke gaan ons kyk na Psalm 139 en ons gaan hierdie Psalm in 5 dele opdeel, 5 boodskappe, om iets te probeer verstaan van die grootheid van hierdie verhouding wat die Here met Dawid gehad het en wat Dawid met die Here gehad het. 'n welbekende Joodse rabbi van die 12de eeu, Rabbi Aben Ezra, skryf die volgende oor Psalm 139. Hy sê, Psalm 139 is die kroon van alle psalms. Ander bekende teoloë sê ook die volgende oor Psalm 139. Hy sê, Psalm 139 is one of the finest poems of all the Psalms. It is outstanding both theologically and psychologically. Charles Spurgeon het gesê, Psalm 139 is one of the greatest and most noble Psalms of all the Psalms. En ons kan eintlik sê dat Psalm 139 sal seker 'n Oscar-wenner wees wanneer ons kyk na die psalms wat geskrywe is. Wanneer jy Psalm 139 lees, dan kom jy agter van die diepte van die verhouding tussen God en koning Dawid. En waar koning Dawid deur die Heilige Gees geïnspireer is om hierdie psalm neer te skryf, om iets vas te vang van hierdie groot verhouding. Om iets vas te vang van God se alomteenwoordigheid. Om iets vas te vang van God se alwetendheid. Om iets vas te vang van God se almagtigheid. En die Psalm 139 kom Dawid en hy wys vir ons iets van die wonde van hierdie groot God, hierdie perfekte God, hierdie heilige God, hierdie regverdige God. En hy is 'n gebroke mens, maar dat hierdie groot God, die skepper van die heelal, steeds in 'n verhouding met hom wil wees. En in hierdie Psalm skets koning Dawid vir ons iets van die verhouding tussen die alwetende God en koning Dawid se beperktheid tot sy menslike denke en vermoë. Dawid skets hierdie prentjie van hierdie verhouding tussen God wat almagtig is en Dawid wat beperk word tot sy menslike tekortkominge. Hy skets hierdie prentjie van hierdie verhouding tussen die alomteenwoordige God en hy wat in sy menslikheid beperk is tot een plek op 'n slag. Nou reg deur die Bybel, reg deur die geskiedenis, sien ons dat God mense gemaak het as verhoudingswesens. Die Here het ons gemaak om verhouding te wees met hom, maar ook met ander mense. Ons sien in Genesis 1 met die skepping, was daar nie 'n hulpmaat of 'n maat vir Adam wat hy kon vind nie, en toe die Here vir Eva gemaak om in verhouding met Adam te wees. Jy sien, die mens was nooit gemaak om alleen te wees of alleen te staan nie, geïsoleer van almal en alles rondom hom of haar. Mense soek gemeenskap met ander mense. Die verhouding tussen 'n man en 'n vrou, die verhouding tussen gesinslede, die verhoudings wat ons het by die werk, die verhoudings wat ons het met die samelewing daar buite, die verhouding tussen 'n onderwyser en 'n leerder, die verhouding tussen die predikant en sy gemeente. Tog is daar net een verhouding wat alle verhoudings kan oortref, en dit is die verhouding tussen ons en God en ons. Dit is die beste verhouding ooit. En wanneer ons hierdie persoonlike verhouding met die Here het, dan besef ons dat daar geen ander verhouding is wat ons so kan vervul soos hierdie verhouding tussen ons en God nie. Die verhouding tussen ons en die skepper van die heelal. Psalm 30 vers 12 sê, ek was in rou, ek was hartseer, ek was depressief. Maar U het my van vreugde laat dans. U het my rouklere uitgetrek en vir my feesklere aangetrek.
En hierdie verhouding wat ons met God het en God met ons, dit is die enigste verhouding wat hierdie eise kan maak, dat ons rouklere vervang kan word met vreugde, en dat hy vir ons feesklere aantrek, dat hy ons met goddelike blydskap kan vul. Iemand het eenmaal gesê dat daar 'n vakuum in elke persoon is, wat net deur God gevul kan word. Jy kan in die gelukkigste verhouding op aarde wees met 'n persoon, maar een of ander tyd, hoe nader ons met mense die pad stap, begin ons die krake sien, en sien ons die tekortkominge, en dan is daar altyd hierdie hinkering na iets meer. En dit is wat ons dan vind in ons verhouding met die Here. Want jy sien, enige ander verhouding kan ons teleurstel, maar die verhouding wat ons met die Here het, is die enigste verhouding wat ons kan vervul. Die persoonlike verhouding met die Here is die enigste een wat ons met volkome blydskap kan vul en ons gelukkig maak. En vanoggend kom ons dan by deel 1. En vanmôre wil ek vir jou kom sê dat die Here ken jou en hy ken my diepste wese. Wanneer die Here na ons kyk, dan ontbloot hy ons diepste wese en daar is niks vir hom onbekend nie. En ek wil graag hê vanmôre moet ons fokus op die eerste 6 verse van Psalm 139. Nou almal van ons weet dat enige verhouding om te floreer en om te oorleef, moet daar 'n dieper koneksie wees as net die oppervlakkige goeiemôre, hoe gaan dit? Want soos ek en jy weet, hoeveel keer stap ons verby mense of stap mense by ons verby en sê, hoe gaan dit? Maar voor ons kon antwoord, trek hulle al aan die ander kant van die vertrek. Wanneer ons wil hê 'n verhouding moet floreer en oorleef en suksesvol wees, dan moet daar 'n dieper kennis van die persoon wees met wie ons in verhouding staan. Om die ander persoon te leer ken, moet daar hierdie lang periodes van tyd belê word en bestee word aan die ander persoon. Doelbewuste pogings moet aangewend word om die ander persoon beter te leer ken. Sy ins en outs, sy blind spots, sy mooi kant of haar mooi kant, sy of haar lelike kant. En in hierdie Psalm 139 kom skets koning Dawid vir ons hierdie prentjie van hierdie verhouding van God, hierdie perfekte God, die skepper van die heelal, wat alles van hom weet. En jy kan saam met my blaai na Psalm 139, as ons saam lees, vanaf vers 1 tot en met vers 6, en dit sê die volgende. Vir die koorleier van Dawid 'n psalm. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te groot en te hoog vir my begrip. En vanuit hierdie 6 verse wil ek graag vir ons 6 belangrike dinge uitlig, wat ook van toepassing is op jou en my verhouding met die Here. Nommer 1, wil ek vir jou kom sê dat God ken jou en hy ken my beter as wat ons onsself ken. Kyk op die begin, koning Dawid hierdie Psalm, hy sê, Here, U sien dwars deur my, U ken my. Dit praat van hierdie persoonlike verhouding tussen God en Dawid. Dis nie net 'n algemene verhouding nie, maar 'n indiepte persoonlike verhouding. Kyk hoe maak hy sy teologie oor sy verhouding met die Here persoonlik. Hy kom nie en hy sê, Here, U ken alle dinge nie, want hy weet, God ken alle dinge. So hy kom nie en hy skryf, Here, U ken alle dinge nie, maar hy sê, Here, U ken my. U ken alles wat betrekking het tot my, en so ook met jou en met my. Hy ken jou en alles wat betrekking het tot jou en my. Dit is interessant om te kyk na hierdie woord sien, wat verwys na iets wat behoorlik deurgedring word. Iets wat intiem ondersoek is.
En wat dit besonders maak is die feit dat die skepper van die heelal, die koning van die konings, Dawid, op hierdie manier ken. Hy het Dawid behoorlik deurgedring en deursoek, want hy het hom geken en hy het hom geskape nog voordat hy gebore is. Hy ken hom beter as wat hy homself ken. Die Here ken Dawid beter as wat hy homself ken. Dink aan die volgende verse, Psalm 139 vers 13. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Matteus 10 vers 30. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Om te dink dat daar iemand is wat elke haar ken op elke persoon wat tans op die aarde is. Hy weet hoeveel hare daar op jou kop is. So diep en persoonlik ken hy jou. Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige tweesnydende swaard en dit dring deur selfs die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Ek herinner jou graag vanmôre aan die volgende. Daar was nog nooit, of daar is nog nooit in die hede, of daar sal ook nooit 'n oomblik wees waar daar een deeltjie van jou wese is wat God nie ken nie. Hy ken jou soos die palm van sy hand. God ken jou en hy ken my beter as wat ons onsself ken. Daarom sê Spreuke 3 vers 5. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Hoekom? Want hy ken jou beter as wat jy jouself ken. En daarom moet ek en jy nie op onsself staat maak nie. Ons moet eerder na die Here toe gaan, en soos wat Jesus in die tuin van Getsemane gebid het, Here, nie my wil nie, maar u wil, want u weet beter. Maar tweedens, God ken ons nie, omdat hy ons beter ken as wat ons onsself ken hy ook ons dade, en hy ken ook ons denke. Vers 2 van Psalm 139 sê hy, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Jy sien, niks wat ons kan doen, of niks wat ons kan sê, of niks wat ons kan doen, is onbekend vir die Here nie. Ons gedagtes nog voor hulle by ons opkom, die Here het klaar geweet daarvan, en so ook vir elkeen van die miljoene en biljoene mense wat op die aarde is. Ons sien hier in vers 2 dat Dawid, of die Here ken Dawid se elke beweging. So iets so eenvoudig soos of hy sit en of hy opstaan. So ook met sy gedagtes. Die Here ondersoek en onderskei die gedagtes wat Dawid dink. Die Here onderskei die morele kwaliteit en die motiewe van sy hart. En so ook met jou en my. As jy in die wêreld daar buite kyk, dan is dit so hartseer om te dink dat mense lewe asof hulle nooit gaan doodgaan nie, nooit gaan sterwe nie. Mense dink wat hulle dink, hulle doen wat hulle doen, hulle sê wat hulle sê, of dit die waarheid is en of dit nie die waarheid is nie. Jy sien, ek en jy kan dalk nou met goed wegkom, ons dink ons kom daarmee weg. Maar elke woord wat ons sê wat nie die waarheid is nie, wat ons vir mense blaatant gejok het, elke gedagte wat ons dink, wat nie van die Here af is nie, die Here sien dit. Die Here sien dit en hy wil hê dat ons dit moet verander, ons moet gaan regmaak, sodat hierdie verhouding met hom kan goed wees en mooi kan wees. Mense lewe sonder om die feit te oorweeg dat die Here hulle denke en hulle dade ken. Mense sê hulle ken die Here, maar dit wat hulle dink en hoe hulle praat en wat hulle doen, getuig van die teenoorgestelde. Selfs die mees eenvoudigste dinge wat ons doen, gaan nie by die Here verby nie. Dink aan die volgende verse, Psalm 94 vers 11. Die Here ken die gedagtes van die mens, hy weet dit beteken niks.
Hebreërs 4 vers 13. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Vir hierdie rede bemoedig Paulus ons in Filippense 4 vers 8, as hy die volgende sê: Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Romeine 12 vers 1 en 2 sê, moenie gelyk word aan die denkpatrone van hierdie wêreld, die dinge van hierdie wêreld nie, maar dat God julle denke vernuwe. Hoekom? Want dan alleen kan ons weet wat die perfekte wil van God is vir ons lewens. Derdens, God ken die pad wat ons loop en die kondisie van ons hart. Hy sê in vers 3, of ek op reis gaan en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Jy sien, God kom en hy ondersoek dit wat ons doen, die pad wat ons loop, ondersoek hy deeglik en daar is niks wat hy mis nie. Die woord van die Here sê vir ons, daar is twee paaie, smal is die pad wat na die ewigheid lei en daar is min daarop. Breed is die pad wat na die verderf lei en daar is baie daarop. Die Here kom en hy ondersoek die pad waarop jy en ek loop. Elke klein spikkeltjie en detail van ons lewens is aan God bekend. Maar dit moet ook vir ons, vir jou en my tot bemoediging wees om te weet dat in die tye wat ons ly, dan weet die Here ook daardie dinge. In die tye wat ons versoek word, dan ken die Here ook daardie situasies waardeur ons gaan. En daarom skryf hy sê, U is met al my paaie goed bekend, waar ook al ek gaan. Dink net aan Job. In Job se lewe het hy baie teenstand gekry, moeilike situasies beleef, bankrotskap, die dood van sy kinders. Maar hy het verstaan dat God bewus was van elkeen van die dinge wat hy moes deurgaan. Daarom skryf hy in Job 23 vers 10, hy sê, die Here ken my pad, as hy my toets, is ek suiwer soos goud. Ons kan troos vind in hierdie feit dat die Here alles weet, wanneer dit met ons goed gaan, wanneer dit met ons sleg gaan. Hy is daar. Die Here ken die pad wat ons loop, dit wat ons doen, die dinge waardeur ons gaan. 1 Korintiërs 10 vers 13 sê, geen versoeking wat meer is as wat 'n mens kan verstaan, het julle oorval nie. God is getrou, hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En as die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Daarom sê die Bybel ook, wanneer ons swak is ons sterk, want dan is ons in staat om alles te doen deur hom wat ons krag gee, want dan is dit hy wat werk in goddelike krag en nie deur ons eie krag nie. Maar nie net ken hy die pad wat ons loop en ons dade en die kondisie van ons hart nie, maar God ken ook die woorde wat ons gaan sê nog voordat dit oor ons lippe kom. Hy sê in Psalm 139 vers 4, daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. Jy sien, in hierdie vers kom Dawid en hy maak dit duidelik dat die Here se alwetendheid gaan so ver dat selfs die woorde wat ons nog gaan sê 10, 20, 25, 100 jaar van nou af, hy ken dit, hy weet wat dit gaan wees voordat dit oor ons lippe gaan kom. Hy weet wat ons dink en hy weet wat ons gaan sê. Geen wonder dat hy skryf in vers 23 en 24 van Psalm 139, as hy sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Die boek van Jakobus maak dit so duidelik, dat die tong, dit wat ons sê is so belangrik, want dit kan afbreek of dit kan opbou. En daarom is dit so belangrik dat ek en jy ons harte en ons gedagtes moet reg wees, sodat die woorde wat ons sê goed en mooi is. Toe Jesus op 'n keer met die Fariseërs gepraat het, het hy vir hulle die volgende gesê in Matteus 12 vers 34, hy sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor.
Jy sien, dit wat uit ons monde uitkom, is 'n direkte aanwysing van dit wat in ons harte aangaan. As ek en jy die hele tyd kla, is dit wat in ons hart is. As ons die hele tyd vloek, is dit wat in ons hart is. As dit wat is heeltyd kritiek en die heeltyd slegte goed en die heeltyd vuil grappe, dan is dit wat in ons harte aangaan. Maar as dit wat ons sê is opbouend is, en dit wat ons sê mooi is, dan beteken dit ook dan dit is wat in ons harte aangaan. Jy sien, ons harte wys wie ons werklik waar is. En die Here wil so graag hê dat die woorde wat ons sê, sy heiligheid moet weerspieël. Ons woorde moet gesond wees, ons woorde moet opbouend wees. En daarom sê Kolossense 4 vers 6, wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig, en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Vyftens, nie net ken God ons gedagtes en ons harte en die pad wat ons geloop nie, maar ook soos die Here oral om ons. Vers 5, U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Hierdie idee is 'n Hebreëse idee van 'n militêre versterking, waar daar iets, 'n voorwerp of 'n persoon was wat belangrik is of waardevol was, en dan het die militêre mag rondom hom getree om hierdie voorwerp of belangrike persoon te beskerm van alle kante. En dit is ook die idee van wat Dawid hier probeer deurgee, van God se beskerming van sy kinders. Jesaja 40 vers 28 tot 31 sê, weet jy dan nie, het jy nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle vleuer struikel en val, maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. En vir jou en my as kind van God is dit so bemoedigend om te weet wat 2 Korintiërs 16 vers 9 sê. Hy sê as ek en jy 'n geregverdigde lewe lewe, en ek en jy probeer werklik waar lewe volgens dit wat die Here wil hê, en dit wat hy sê, dit moet ons doen, en dit doen ons, dan sê hy die Here het sy oë oral op die aarde, sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Jesus beloof dieselfde in Johannes 10 vers 28 tot 29, as hy die volgende sê. Hy sê, ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Al 5 hierdie dinge wat ek en jy na gekyk het vanmôre uit die eerste 5 verse, bring ons by punt 6. En vir jou en my moet hierdie 'n aardskuddende gedagte of 'n aardskuddende besef wees. Dawid sê dit so. Hy sê in vers 6, die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Die feit dat God alwetend is, moet vir jou en my 'n aardskuddende gedagte wees. Om te dink dat daar iemand is wat elke mens op die hele aarde, die wat al gesterf het, die wat nou op die aarde is en die wat ook in die toekoms gebore gaan word, dat daar iemand is wat hulle beter ken en vir jou en my beter ken as wat ons onsself ken. Dat elke gedagte en elke aksie wat al ooit deur die mens gedoen is en gedink is, aan God bekend is. Dat daar iemand is wat die woorde ken van elke persoon nog voordat dit hulle lippe kruis. En dat daar iemand is wat elke oomblik by elke persoon is en ons omsluit van elke kante en ons beskerm. En dit is 'n aardskuddende gedagtes. Vir Paulus was dit ook 'n aardskuddende gedagte, hierdie wete in Romeine 11 vers 33 tot 34 as hy skryf, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onafspreeklik sy weë.
Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? In Jesaja 55 vers 8 tot 9 skryf die profeet Jesaja en hy sê, die Here sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optree nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Ek wil afsluit met die volgende stelling en met 'n vraag. En die stelling wat ek wil maak is dat God ken jou en hy ken my diepste wese. Daar's niks wat vir hom onbekend is oor jou en oor my nie. Die vraag is vanmôre wat ek vir jou wil vra, hoe goed ken jy hom? Het jy 'n persoonlike verhouding met hom? Groei jy in die dinge van die Here? Getuig jou lewe agter geslote deure en in die publiek van die dinge van die Here? Daarom sê Jakobus 4 vers 8, hy sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. En hoe nader ons tot God? Om tyd in sy woord te spandeer, om tyd in gebed te spandeer, om tyd saam met hom te spandeer, om saam met mense tyd te spandeer wat jou nader aan die Here trek. Dis hoe ons tot God nader. En dan is die belofte daar dat hy tot jou sal nader. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En elkeen wat oopmaak, ek sal ingaan en ek sal saam met hom of haar 'n feesmaal hou. Hoe lyk jou verhouding met die Here vanmôre? Kan jy ook vanmôre eerlik sê dat ek kan sê hierdie is die beste verhouding wat ek al ooit gehad het? Mag die Here vir jou help om werklik waar nader aan hom te kom, en soos wat jy nader aan hom kom, sy woord bestudeer, tyd in gebed, dat hy meer en meer van homself aan jou openbaar. En mag jy en ek nader en nader aan hom kom, sodat ek en jy die volheid van hierdie verhouding met die Here kan beleef. Amen. Kom ons bid saam. Jy wil sê vanmôre vir u so dankie dat u vir ons goed is, en dat u vir ons lief is, en dat u verhouding met ons wil hê. Dankie Here dat daar nie enige ander verhouding is soos hierdie verhouding met u nie. Daar's nie 'n verhouding wat naby ons verhouding met u kan kom en u verhouding met ons nie. Dankie Here dat in ons gebrokenheid, in ons tekortkominge Here, dan staan u met arms wyd oop om te sê, kom, jy is welkom. Here, mag ons 'n liefde kweek, Here, om tyd te spandeer saam met u. Mag ons 'n liefde kweek, Here, om u beter te leer ken. En Here, miskien is daar iemand wat luister vanmôre wat baie ver is van u, sê ek weet nie hoe nie. Sal jy in hierdie oomblik, o Here, ook u self net aan hulle openbaar. Dalk is daar iemand wat kyk wat sê my verhouding met die Here is wonderlik, maar mag dit ook dieper gaan. En mag daardie persoon, Here, dan sê, maar ek wil kyk vir iemand wie ek ook die pad mee kan stap, sodat hulle ook hierdie verhouding met u kan hê. Here, word verheerlik, Here, in dit wanneer ons dan ook groei in ons verhouding met u. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.